Goeiemôre almal. Baie welkom by ons Erediens vanmôre. Ons is reg by gebed dat dit vir jou sommer net 'n wonderlike ontmoeting ook by die Here sal wees en dat hy op 'n wonderlike manier met elkeen van ons se binneste se harte sal besig wees. Vat asseblief 'n aankondiging by die deure as jy nog nie een het nie. Ek gaan nou nie alles lees wat hierop is nie. By die omgee, kom ons dink asseblief aan Attie Barnard. Attie, die van julle wat hom nou lank ken en lank saam met hom in die gemeente is, sal weet dat hy jare terug, soms nou 20 jaar terug, seker meer as dit, was daar 'n gewas op sy rugmerg gedruk het, wat ook veroorsaak het dat hy so 'n bietjie moeilik loop vandag. En hulle het nou weer 'n dingetjie opgetel op Attie se ruggraat, waarvoor hy nou die week moet ingaan vir 'n operasie. So kom ons dink maar aan hulle, dis vir hulle 'n slegte tyd, hom en sy en Lenet en die kinders. Kom ons dink asseblief aan hulle. Dan die Annetjie Steyn, is met die huis siek. Hoe gaan dit met haar? Gaan dit beter, dankie. Ons is bly om dit te hoor. En dan om Gert Verweijer, maar is by die huis, is maar swak, oud. Kom ons dink asseblief aan hom en dan die Annetjie ook dan. En dan Nadia Engelbrecht se pa is in Klerksdorp in die hospitaal, nadat hy wat hulle vermoede beroerte is gehad het. So kom ons dink asseblief aan hulle ook. Dan by die verjaarsdag, daar is 'n hele klomp mense wat die week verjaar. Die enigste van ons senior mense is dan die Elma van Rooyen, 25ste. Net ons wil vir haar sê baie geluk met haar verjaarsdag. En dan saam met haar ook al die ander wat in die week Mama, jy moet daar agter gaan sit. Ons wil vir elkeen van julle wat die week verjaar sê baie geluk, hoor. En dan sommer net wat die week se program aanbetref, vanmôre direk na Kerk is ons jeugkommissie vergadering, die jeugberaad. Nou as jy op enige manier wil inskakel by die jeugbediening, is jy regtig welkom om vanmôre sommer net na Kerk daar by in die saal. Ons gaan saam tee drink en dan as ons tee gekry het, stap ons net deur na die saal toe en dan gaan ons sommer daar binnekant bietjie lekker sit en gesels oor die jeugbediening en so aan. Ek wil regtig vra, selfs al is jou naam nou nie ergens op 'n lys nie, kom val net in asseblief en kom deel saam met ons sommer in dit wat nodig is rondom die jeugbediening. Volgende Sondag is ons kategese aanmelding, Geeks aanmelding. So ons vra asseblief dat al die ouers hulle kinders volgende Sondag sal bring en sal kom inskryf vir die kategese. By Geeks, ons het so 'n bietjie nou die laaste 2 jaar met die hele ding rondom COVID het ons nou so 'n bietjie lui geraak, né? En ons is gewoond geraak om kerk op die televisie te kyk en ons het gewoond geraak om dat daar nie register gehou word by die kategese en so aan nie, en dis nou nie, gaan nie oor die register nie, het gaan maar oor ons kinders. En hoe ons hulle kan help, en hoe ons hulle kan leer ook van die Here, en hoe ons as gemeente, julle as ouers se arms kan omhoog hou en julle hande kan sterk maak. So, asseblief, kom ons maak iets moois daarvan, en ons skryf volgende Sondag ons kinders in by die kategese. Dan die week is week van gebed, maandag tot donderdag aan 6:00. Ek begin vanmôre, ek lei vanmôre so die tema in, ons gaan sommer net 'n bietjie gesels rondom gebed en die wese van gebed, en dalk so 'n bietjie meer as in die verlede, so 'n bietjie kans gee dat ons dit kan doen en vir sekere sake saam bid. Dan Saterdag moet die kerkraadslede maar net kyk na ons kerkraad kickstart. Ja, ek het so vinnig die reëlings al deurgegee op die WhatsApp groep, van 10:00 af. Ek weet op die almanak staan dit 4:00, maar dit lyk vir my, ek het so 'n paar ouens getoets en gepols daaroor, en dit lyk vir my tog so van 10:00 af van meer mense dalk gemaklik wees. So ek sal die finale reëlings op die groep deurgee. Het ek nou alles ek het nie alles gesê wat ek moet sê nie. Nou almal van julle weet dat Janetta nou tree af die einde van April. Ek weet ook nie wat neek sy nou nie, sy is in die vleur van haar lewe. Maar sy maak nou klaar by ons die einde van April, wat nou beteken dat ons het hier na die einde van laas jaar toe het ons geadverteer vir 'n skriba, en dis met groot vreugde dat ons vanmôre vir u sê dat ons vir Susan Pieters aangestel het. Sy is vanmôre hier saam met
haar man Yuri en haar 2 kinders wat daar tussen hulle sit. Susan, jy sal moet opstaan vir die mense waar dat hulle kan sien wie jy is. Daar staan sy daar agter, weet, en ja, jy kan gerus ook vir haar en vir Yuri ontmoet, weet sommer na die erediens, ons gaan almal lekker saam tee drink en ons sien regtig uit hoor, om saam met jou te werk en ja, ons is regtig baie opgewonde. Sy gaan nou die 1 Februarie begin saam met Janetta werk, dan werk sy vir 3 maande saam met Janetta tot einde April, dan tree Janetta af, of gaan sy huis toe, en dan gaan Susan aan. Ons is vanmôre saam in die teenwoordigheid van 'n wonderlike God. 'n God wat klomp karaktereienskappe het en wat op verskillende maniere deur verskillende mense op verskillende tye geken word. En ek wil jou sommer net uitnooi vanmôre om net rustig te raak in sy teenwoordigheid en die groep gaan vir ons 'n lied sing. Ek dink dit is 'n bekende ruggeding. Ek dink dit is 'n ding wat julle maklik gaan leer. Dit gaan ons deursing en dan sing ons daarna as voortom sing ons as dan saam. Here, Heilige Here. die wie op myne wie
as die berge. Die liefde is dieper as die see. Die genade vloei soos fonteine. Ek wil saam met die loop in die weer. Here, heilige Here, die weer is hoër as myne. Here, heilige Here, laat die weer op myne wees. Laat die weer op myne wees. Laat die weer op myne wees. Geliefdes, genade en vrede vir jou, van God ons Vader en van Christus Jesus, ons Here, en van die Heilige Gees. Amen. Ons kan die Here vanmôre saam loof. Ek lees vir jou 'n paar verse uit Psalm 34, 'n Psalm van Dawid. Ek wil die Here die hele tyd prys. My mond is voortdurend vol van sy lof. In die Here sal ek roem, verdruktes sal dit hoor en hulle verheug. Maak saam met my die naam van die Here groot. Ja, laat ons saam sy naam verheerlik. Ek het die Here geraadpleeg en hy het my geantwoord. Van al my verskrikkinge het hy my gered. Verdruktes kyk op na hom en hulle straal. Hulle gesigte hoef nie rooi van skaamte te wees nie. Here, die magtelose het geroep en die Here het gehoor en uit al sy benoudhede het hy hom verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom hulle wat vir die Here ontzag het en hy red hulle. Beproef dit en ervaar die Here is goed. Gelukkig is die mens wat by hom skuil. Kom ons loof vanmôre saam met Dawid, saam met mekaar, saam met die kerk vir al die eeue. 'n God wat altyd daar is, 'n God wat ons in alle omstandighede help, en 'n God wat ons so roep in ons benoudhede. Kom ons staan op en dan sing ons 2 liedere, Psalm 18 en dan ook die Here is my vesting. God's
Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paas op vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paas op vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Die hele skepping sing nou saam. Ons wat lewe, roem sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Here, hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Dankie, julle kan sit en dan kom ons sê ook vir die Here dankie met ons liefdegawes. Voor as die berge, die
ek wil saam met U loop in U wees. Here, heilige Here, U wees oor as myne. Here, heilige Here, laat U weer op myne wees. Laat U weer op myne wees. Laat U weer op myne wees. Al ons kinders tot by graad 1. Kom gooi voornaam uit. Almal tot by graad 1. Kom, as sy. Hey, julle manne, wat sê julle? Yes, julle is rof, hè? O, gattepatat. Right. Julle gaan saam met Tannie Jolandi en Tannie Nadia. OK. Daar kom Tannie Jolandi. En Tannie Nadia gaan julle seker buitekant kry. Daar kom sy in. OK. Mooi man, julle is 'n volspan vandag, hoor? Daar's sy. Hallo. Ons het amper dieselfde hempan, kan jy glo? Myne is net bietjie groter as joune. Klein bietjie. Daar's sy. Dankie julle twee, hoor. As julle kan daar saam met Tannie Jolandi julle gaan. OK. Gaan daar konder. Daai kant. Daar sy. Hy is nie 100% seker of dit is wat hy nou wil doen nie, maar hy is weg. Right. Vriende, kom ons blaai asseblief na Matteus hoofstuk 6 toe. Matteus 6. Kom ons bid saam. Ons getroue Here, wat 'n wonderlike voorreg wat ons het om U vanmôre te kan aanroep as my Here. Dankie Here Jesus vir alles wat U vir ons doen en gee, juis sodat ons in 'n posisie kan kom wat U vir ons die voorreg gee, ons om onsself U kinders te kan noem. En ek dink nie ons verstaan altyd presies hoe groot die wonder daarvan is nie, Here. Maar vanmôre wil ons regtig net, soos wat ons nou gesing het, net vir U kom sê dankie. En U kom eer en kom aanbid as U kinders. As mense wat weet hoe afhanklik ons van U is. Mense wat weet hoe nodig ons U het. En ek wil vanmôre kom bid dat U regtig ook as ons nou saam U woord lees, dat dat U daardie behoefte in ons hart, in ons lewe, in ons wese opnuut weer sal aanspreek. Dat U op 'n manier ons roep in benoudheid sal aanhoor. Dat U deur U Gees en deur U woord sal inpraat in wie ons is. En dat U ons sal verseker van U teenwoordigheid. Ons kyk vanmôre na mekaar, Here, en ons weet dat daar verskillende dinge in ons harte lewe, en mense wat ons goed ken, is daar dinge in hulle harte wat ons niks van weet nie. En daar is ook dinge wat ons van weet. En ons wil vanmôre sommer net vir mekaar kom bid.
kom bid dat U deur U Gees en deur U woord, U wat weet wat ons nodig het, wat elkeen van ons 'n behoefte aan het, dat U vanmôre en in hierdie week wat kom en elke dag regtig op so 'n manier betrokke sal wees en werksaam sal wees in ons lewe. Dat ons U sal ken as die God wat by ons is. As die God wat met ons praat. As die God wat elke dag saam met ons is. Maak dan ook vanmôre U woord vir ons oop, dat ons dit kan lees, dat ons meer as net woorde kan hoor, dat ons U Gees en sy werking sal ken en sal beleef en dat ons die betekenis van daardie woorde vandag regtig sal verstaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek gaan saam met julle lees uit Matteus 6, die eerste 3 gedeeltjies oor liefdadigheid, oor gebed en dan oor vas. Maar ons gaan so 'n bietjie meer kyk na die middelste gedeelte vanmôre oor gebed, maar ek dink dit is tog goed as ons dit saam lees. Ek lees uit die 2020 vertaling. Jy kan volg in die Bybel wat jy voor jou het. Wees op julle hoede, dat julle nie julle geregtigheid voor die mense beoefen om deur hulle gesien te word nie. Anders is daar vir julle geen beloning by julle Vader in die hemele nie. Wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet dit nie uitpasyn soos die skynheiliges in die sinagoges en in die strate maak, sodat hulle deur mense geëer kan word nie. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdesdaad verborge kan bly, en jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En wanneer jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan, om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat hulle deur die mense gesien kan word. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang, maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ook ons hulle vergewe wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Wanneer julle vas, moenie soos die skynheiliges met hulle lang gesigte wees nie, want hulle trek hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy vas, salf jou kop met olie en was jou gesig, sodat jy nie die mense nie, maar net jou Vader wat in die verborgenheid is, laat sien dat jy vas. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Net tot sover. Ons het die voorreg, vriende hier in Viljoenskroon en dan bietjie hier na Parys se kant toe en Pot se kant toe en so bietjie Kroonstad se kant toe, dink ek, om langs een van die eintlik die grootste wonders van ons dag te kan bly. Weet julle wat dit is? Die Vredefortkoepel is eintlik een van die wonderlikste, een van die grootste merktekens van die wêreld van ons dag. Dit is ook erfenisgebied.
Nie net 'n Suid-Afrikaanse erfenisgebied, nie 'n wêrelderfenisgebied, wat so ietsie vertel van die belang van die plek, van die omgewing, eintlik vir die studie van 'n klomp dinge, geologies en andersins, deur 'n klomp wetenskaplikes reg oor die wêreld. Nou die slim mense sê dat so omtrent 2 miljoen jaar terug, ek dink my bron het gesê 2 miljoen en 26 jaar terug, nou ek weet nie, hoe bepaal jy die 26 jaar as jy met 2 miljoen werk? So kom ons sê maar net, min of meer 2 miljoen jaar terug, het daar 'n meteoriet, dis 'n stuk ligklip, 'n hemelklip, het die aarde raakgeval, hier naby Vredefort. En dit wat jy daar sien is eintlik net die kern, amper sê die impakgebied van die meteoriet. En as jy nou gaan lees gerus 'n bietjie, Google dit bietjie vandag as jy by die huis kom, gaan lees gerus bietjie wat die mense alles sê, wat hierdie impak tot gevolg gehad het. Jy weet, rondom die bestaan wat op aarde was, en 'n klomp dinge, ontwikkeling en al die goede wat daarmee saamgaan. Ek gaan nou nie vanmôre te lank daarop uitbrei nie, maar gaan lees gerus, dit is regtig nogal baie interessant. 190 kilometer is die radius van die totale Vredefortkoepel. Dis die grootste krater in die wêreld wat deur so 'n meteoriet veroorsaak is. Staan uit bo, daar's baie ander plekke in die wêreld waar meteoriete ook die aarde raakgeval het, maar hierdie een staan regtig uit as gevolg van sy grootte, as gevolg van sy impak, as gevolg van die betekenis wat dit het vir die bestaan op aarde. En as het 'n paar keer nou ry mense daar verby, en dan het ek al 'n paar keer gedink, dit sal lekker wees as 'n mens 'n plek gehad het waar jy kon gaan om 'n bietjie meer inligting te kry, 'n soort van 'n inligtingssentrum en alles. En toe eendag toe ry ek een van die grondpaadjies, toe sien ek net maar hier's 'n bordjie. Daar is veronderstel om so 'n plek te wees. Vredefort Dome World Heritage Site Information. Toe draai ek in daar. Wie van julle was al daar? Jy sien die gebou. Sien jy as jy daar by Vredefort verbyry, sien jy hierdie verskriklike gebou wat daar is. Hulle het begin om hom met palissades omtrent 15 hektaar rondom die plek toe te maak, maar van die palissades is daar nou nie veel oor nie. Hulle is heraangewend op ander plekke. Ek het 'n foto van die gebou gesoek, dit kry ek nie. Waarskynlik omdat die gebou nie regtig ooit in gebruik was nie. Dalk vir 'n kort rukkie. Toe kom hulle agter my, hier's fout, mure kraak vreeslik en die dakke lyk of hulle sak en alles. Toe kom hulle agter, maar die gebou sak regtig. Die bouers het alles gedoen wat hulle moes doen, volgens my bron. Hulle het net vergeet om die fondasie te gooi. Hulle het alles gedoen, alles was daar. Die stene, die klippe, die vensters, die mure, vir die mure, die deure, die dakke, die sinke, die alles was daar. 'n wonderlike plan, een van die mooiste ontwerpe wat 'n argitek gemaak het. Maar niemand kan vandag daarin nie. Dit is onveilig vir menslike gebruik. Want hy sak letterlik in die grond en hy breek uitmekaar uit. Hulle het dalk 'n fondasietjie gegooi, maar natuurlik nie mooi uitgewerk wat 'n soort van fondasie is nodig vir die tipe gebou wat hulle op pad was om te bou nie. Hoekom vertel ek vanmôre die verhaal? Nie om die bouers moeilikheid te gee of om op 'n karretjie te klim van alles is swak in die nuwe Suid-Afrika nie. Inteendeel, ek vertel die verhaal omdat dit my nogal herinner het in die afgelope week aan dit wat Jesus eintlik in die hele bergpredikasie doen. Matteus 5-7, weet julle nou as Jesus se eerste preek wat hy ooit op aarde preek, wat hy eintlik die kern, die basis van sy bediening aan die mense kom bekendstel. En sy hele bediening fokus Jesus op 'n paar goede, maar een van die dinge waarop hy nogal fokus, wat heeltyd konflik veroorsaak ook tussen hom en die Joodse leiers, is die feit dat die Joodse leiers eintlik 'n aangeplakte godsdienst gehad het, dat dit eintlik gegaan het oor die dinge wat hulle doen en wat hulle wil hê mense moet sien. Maar dit het klomp moeite gedoen om goed te lyk vir die mense. Net soos wat hierdie bouers groot moeite gedoen het om 'n pragtige gebou te bou, hulle het 'n wonderlike plan gehad wat deur 'n fantastiese argitek ontwerp is, en hulle het moeite gedoen dat dit sal uitstaan in die omgewing.
En wat Jesus eintlik sê is net soos wat die bouers daar by die Vredefort Koepel se inligtingseentrum gedoen het, is die Joodse leiers se geloof eintlik ook maar op sand gebou. Staan dit op losse skroewe. Die fondasie is swak. Vers 1 hier in wat ons gelees het in hoofstuk 6, begin Jesus, wees op julle hoede, dat julle nie julle geregtigheid voor die mense beoefen om deur hulle gesien te word nie. Anders is daar vir julle geen beloning by julle Vader in die hemel nie. Jesus sê die oomblik as ek en jy, as die uiteinde van ons geloofslewe is, dat ons deur mense raak gesien word, dat dit eintlik 'n stuk vertoning is, dat dit 'n vertoonstuk is, dat dit gaan oor hoe mooi die gebou is, dan is ons besig met dinge wat vir God nie belangrik is nie. En dan lig hy veral 3 dinge uit in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Nou, dis nie sommer net om sonder rede nie. Dit was wat die Jode genoem het as die 3 geloofsgewoontes, eintlik geloofspligte van hulle tyd, wat nou moes wys hoe goeie gelowige jy is. Hoeveel jy vir die armes gee, hoeveel jy bid, en dan in die laaste plek ook, hoe gereeld jy vas. Hulp aan armes, gebed en vas. En dit is waaroor Jesus in die eerste paar verse met sy gehoor gesels. Let wel, nêrens in die gedeelte lees ons dat Jesus sê dis swak gewoontes nie, of dat dit iets is waarmee ons onmiddellik moet ophou nie. Inteendeel, as 'n mens na sy hele bediening gaan kyk, as 'n mens die Nuwe Testament in sy geheel lees, dan bly hierdie soort van geloofsdissiplines eintlik geweldig belangrik. Om vir armes te sorg, om goeie tyd in gebed te spandeer, en om jouself voor die Here te verootmoedig, is geloofsgewoontes, mens kan self sê geloofspligte, sonder om dit nou 'n werketeologie te maak, wat in God se hart regtig belangrik is. So as jy vanmôre hierdie gedeelte lees en dan dink, genadiglik hoef ek dit nie meer te doen nie, dan is jy eintlik, slaan jy die bal so 'n bietjie mis. Wat Jesus doen is om vir hulle te sê, julle doen dit vir mense, nie vir God nie. Daar's 'n probleem met die motief, met die fondasie, met die fondament van julle hele geloofshuis, is dat julle besig is om goed te doen vir die verkeerde redes. Julle doen goeie goed, maar vir die verkeerde redes. Julle doen die regte dinge, maar met die verkeerde motiewe. En ek dink sommer aan wat, onthou julle daar in 1 Konings 15 en 16, toe Samuel gegaan het om, nie 1 Konings, nie 1 Samuel, 15 en 16, toe Samuel gegaan het om Dawid as koning te salf, toe kom die seuns een vir een verby, en Samuel dink elke keer, hier's 'n fors man, dit sal ons koning wees. En dan wat sê die Here uiteindelik vir hom? Hy sê, die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Dit is nog altyd vir God belangrik. Dit is eintlik maar die belangrikste vir die Here is wat in ons harte lewe. Nie regtig so seer wat ons doen nie, maar die gesindheid waarmee ons dit doen. Alles wat ons doen, vriende, word gerig deur ons ingesteldheid. En daarom, selfs as Jesus ons leer om te bid, dan staan dit so uit, weet dat Jesus sê, wat julle ook al doen, doen dit om God se naam te heilig, om God se wil te doen en om God se koninkryk eerste te stel. Dit is die basis, die fondament van julle lewe. Dit is die ding waarop alles gebou is dat jou lewe sal gaan oor wat vir God belangrik is, wat vir hom voorop staan. En daarom in die middelste gedeelte, wanneer Jesus ons so 'n bietjie meer leer oor gebed, dan sê hy, in die vertaling wat jy gelees het, waarskynlik staan daar, gaan na jou binnekamer, die 2020 vertaling vertaal dit, gaan na jou binneste kamer. Met ander woorde, daardie spesiale plek, waar niemand anders jou kon pla nie. En eintlik in al 3 hierdie gedeeltes lig Jesus wat ons vandag sommer 'n soort van 'n geloof van geheimhouding kan noem. Geloof van geheimhouding. Hy sê, as jy die armes help, doen dit so dat niemand dit weet nie. As jy bid, gaan bid daar waar niemand jou hoor nie. As jy vas, doen dit op so 'n manier dat mense nie by jou verbyloop en sê, hierdie ou kry vandag swaar omdat hy vir die Here lief is nie.
Dit is so 'n soort van 'n geloof van geheimhouding wat Jesus voorhou. Wat gebed aanbetref is dit om in daardie spesiale plek te gaan, 'n spesiale ontmoeting met God te hê, daar waar mense jou nie sien nie. Om met die Here te kan praat waar mense jou nie hoor nie. Om stil te raak waar mense nie heeltyd oor jou skoot hardloop nie. En daarom doen ons dit nie met ons selfone nie. Jy los die selfoon op 'n ander plek want hy ting die heeltyd langs jou en verdeel jou aandag. Jy doen dit ook nie waar mense in jou omgewing is nie, want die blote feit van ander mense se teenwoordigheid trek eintlik ons aandag af. Ek het die naweek met die belydenissklaskamp het ek met die kinders so 'n bietjie gepraat oor hoe dit moes gewees het, weet net na die skepping. Weet vir Adam en Eva om so net by die Here te wees. So my een van die kosbaarste vertellings van geloof eintlik daar in Genesis 3 as ons die Here kry waar ons lees waar hy wandel deur die tuin. Hy loop en soek na sy vriende, na Adam en Eva. Nou ken jy die hartseer van dit alles, van die sondeval en hoe hierdie verhouding gebreek word, hierdie intimiteit gebreek word en alles. En wat Jesus kom sê is eintlik dat ons het 'n kans, dat iets van daardie intimiteit weer herstel word in hom. Daar in ons binneste kamer. Eintlik is dit die hoogtepunt van 'n menseverhouding, nê, met enige iemand. Om by iemand te kan wees en net tevrede te wees. Om 100 km of 200 km te ry saam met iemand vir wie jy lief is en niemand praat eintlik nie. Maar dit was 'n goeie rit. Om lang tye saam net te sit, sonder dat daar noodwendig 'n lys van gesprekstemas was, maar uiteindelik te sê, dit was vir my lekker om saam met jou te wees. Dit is so 'n soort van die intimiteit waaroor dit vir Jesus hier gaan. Om tevrede te wees net met God se teenwoordigheid. Gaan na jou binneste kamer toe. Wees naby aan die Here, luister na sy stem, soek sy teenwoordigheid. En as ek al hierdie dinge sê, dan weet jy onmiddellik dat hier is sprake van 'n spesiale plek en 'n spesiale ontmoeting en 'n spesiale tyd wat eenkant gesit word. Maar dis nie al wat dit moet wees nie. Hierdie ontmoeting met God, hierdie binneste kamer van my lewe is meer as net 'n fisiese plek. Dit gaan oor my hart. Dit gaan oor my bewustheid van God se bestaan. Dit gaan oor die manier wat ek God in die alledaagse lewe rondom my en in my lewe raak sien en raak hoor en raak lewe. Die hart is vir God in die Bybel die setel van my lewe. Net soos wat daai inpakkrater wat ek aan die begin vir jou gewys het, eintlik maar net 'n klein deeltjie is van die totale 190 km radius van Vredefort koepel. So gaan dit in die hart vir die Here Jesus, vir God, daaroor dat dit 'n klein deeltjie is van wie ons besef ons is, maar dit is uiteindelik 'n gevolg in 'n baie groter deel van my lewe. Net soos hierdie binneste kamer, hierdie spesiale plek en spesiale tyd en spesiale by God wees, eintlik maar die hartjie van dit van my totale geloofslewe en my totale belewenis van my verhouding met die Here, van my gemeenskap met God. Ja, ek het 'n binneste kamer nodig, maar dit help my net om God op enige plek en op enige tyd te kan ontmoet. Coram Deo is die Latynse woorde wat op 'n stadium vreeslik hier, ek dink dit was hier in die laat 90s, vroeg 2000s, onthou julle dominees het daai dit ook gesê, Coram Deo, om te leef voor die aangesig van God. Dis belangrike woorde. Om God in alles te kan raak sien. Om God in alles te kan raak hoor. In 'n oomblik van stilte of in 'n dolle lawaai. In die Bybel
of in die woord van 'n kind? In die kerk of op die wenakker van 'n versypland? In die kraamsaal of langs 'n oop graf? In 'n mooi lied of in die stilte van 'n foto? Die belangrike ding is, vriende, dat ons ergens sal leer om God raak te sien en raak te hoor. En dit begin in my binneste kamer. As ek nie 'n ontmoeting met God gereeld het in my binneste kamer waar die Here met my werk en met my besig is en wat ek leer, waar ek leer hoe God se stem klink en hoe sy aangesig lyk en wat die dinge is wat vir hom belangrik is nie, gaan ons dag vir dag by die Here verbystap in ons alledaagse lewe en ons gaan hom nie raak sien nie. Andrew Murray, die bekende ou Skotse predikant, wat so geweldige inpak in die NG Kerk en eintlik in baie Afrikaanse gelowiges vandag se ontwikkeling van ons geloofslewe gehad het by geleentheid gesê, al wat in jou binnekamer, in jou binneste kamer gebeur, is dat jy oefen en groei in 'n lewe van gemeenskap met God. Oefen en groei in 'n lewe van gemeenskap met God. En dan noem hy 'n paar dinge wat belangrik is in hierdie oefenproses, 'n paar dinge wat moet gebeur wanneer jy daar in jou binneste kamer ingaan. En die eerste ding wat hy sê is natuurlik afsondering, stilte. Kom op 'n plek waar daar nie 'n gedruis om jou is nie. Kom op 'n plek waar jy alleen is en waar daar nie kinders is wat elke nou en dan skreeu, "Mamma!" Kom op 'n plek waar dit net jy en God is. Lees die Bybel. Maak tyd om die Bybel te lees. Maak die Bybel oop. Lees God se woorde. Spandeer net tyd saam met God. Partykeer is dit nodig dat ons net stil raak sonder om 'n klomp dinge te doen of 'n klomp lang gedeeltes in die Bybel te lees, of sommer net in die Here se teenwoordigheid te wees. En dat dit genoeg is. Bid vir ander voor jy vir jouself bid, het hy gesê. Kan ek jou vanmôre vra, hoe lyk jou verhouding met God? En as ek dit vra, dan vra ek vanmôre nie eintlik hoe lyk die deel wat bo die grond staan nie. Dit wat almal kan sien, 'n boom se takke, se stam en takke en blare. Hoe lyk daai verborge, geheime werklikheid van jou lewe wat onder die grond is, waar niemand dit sien nie? Die tyd wat jy in jou binneste kamer is. Om Andrew Murray skryf dat die gevaar van gelowiges, die grootste gevaar, sê hy, van gelowiges van die tyd waarin hy leef, is wat hy noem wortelsiekte is. Dat die boom bo so wonderlik en gesond lyk, maar dat die wortels hier onder maar skraps is. Kan jy dink dat dit al in 18, wanneer was hy hier? Ergens in die 18de eeu, 19de eeu, 1800s? Skryf 'n predikant dat die probleem van die mensdom is wortelsiekte. Jesus het dit 2000 jaar terug al geweet, toe hy dit vir die Jode sê. En dit het nog steeds nie verander nie, dis vandag nog my en jou moeilikheid ook. Dis wortelsiekte. Dat ons baie keer moeite doen aan dit wat hier bo in die grond is, die blare en die takke en alles moet mooi lyk vir die mense rondom ons. Maar die deel wat regtig saak maak, dit verwaarloos ons. En die realiteit is, vriende, dat dit eintlik 'n baie hartseer toestand is waarin ons onsself plaas. Want 'n boom kan nie staan sonder sy wortels nie. 'n Boom kan nie staan sonder sy wortels nie. Ja, hy staan dalk vir 'n tyd. Ek het al groot bome gesien wat jare lank gegroei het en hoog geword het. En dan kom net eendag 'n wyntjie.
wat hom omwaai, dat jy vir jouself vra, wat het hier gebeur? En dan kyk jy na die wortels. Dan sê jy vir jouself, maar hoe moes hierdie wortels ooit hierdie boom regop gehou het? Dit gebeur in my en jou lewe ook. Dat ons soveel aandag en tyd spandeer aan dit wat bo kan die grond aangaan, dit wat ondersaak maak en wat ons vashou, wat ons regop hou, wat ons staande hou in hierdie wêreld. Daarvoor het ons baie keer nie tyd nie. As jy te besig is vir jou stilte tyd, as jy te besig is om tyd saam met die Here te spandeer, is jy eenvoudig te besig. Martin Luther het by geleentheid iemand om daaroor pols en om daaroor vra, toe sê hy vir hom gevra, hoe kry jy stilte tyd ingewerk in jou dag as jy so verskriklik besig is? Toe sê hy, dis maklik. As ek weet daar's 'n besige dag wat voor lê, dan bid ek nog langer. Dan spandeer ek meer tyd saam met die Here. Ons kan nie verwag dat ons in tye wat dit swaar gaan, in tye wat 'n wind my lewe kom ruk en my boom kom aanval eintlik, tye wat ek siek word, of wat ek deur die dood in die gesig gestaar word, of wat ek in een of ander versoeking kom, of wat ek 'n stryd aangesê word in hierdie lewe. Ek kan nie verwag dat ek op daardie oomblik sal sterk staan as daar nie wortels onder my is nie. Dan waai die wind ons boom om en dan is ons kwaad vir die Here. En hoor my vanmôre as ek vir jou sê, ons mag en ons moet met die Here worstel in tye van swaar kry en in tye van siekte en in tye van dood. Hy ken jou hart in elk geval. Om die aanslae van die lewe te oorkom, het ek en jy 'n gesonde wortelstelsel nodig. As jy vanmôre vir jouself vra, Here, hoe wil U hê? Of vir die Here vra, Here, hoe wil U hê? Moet ek elke dag lewe, bewus van U teenwoordigheid? Moet ek elke dag in die wêreld rondom my raak hoor en raak sien en raak lewe? Hoor hoe die Here vir jou sê, gaan na jou binneste kamer toe. Dis waar dit begin. As jy nie tyd saam met die Here spandeer nie, dan gaan jy dag vir dag by geleenthede en by plekke en by omstandighede verby hardloop in jou alledaagse lewe, en jou buurman of jou kind of iemand anders gaan sê, wow, wat het die Here daar gedoen, en jy gaan nie 'n klou hê nie. Want jy is nie geoefen nie. Dan gaan iemand oor jou pad kom, wat die ou langs jou se lewe aanraak, en jy gaan dit gemis het, want jy was te haastig. Jy het nie geweet die Here werk so nie. Dit begin by 'n lewe, 'n geloof van geheimhouding. Wat jy ook al doen, doen dit vir die Here. Of jy vir armes sorg, of jy bid, of jy jou verootmoedig voor die Here, wat jy ook al sê of doen, sê Kolossense 3. Sê en doen dit in die naam van die Here. En dank God die Vader altyd, deur Christus Jesus, ons Here. Hemelse Vader, as ons vanmôre U woord hoor, dan is daar eintlik iets in ons wat so hunker na hierdie bewustheid en tevredenheid om in U teenwoordigheid te wees. En daar is vir ons niks beters as om by U te wees nie. Daar is vir ons geen groter vreugde as om U woord te hoor en daaruit te leef nie. Daar is vir ons geen groter troos as om U te ken as die een wat ons in ons benoudheid hoor roep en wat aan ons toekoms gee nie. Ons kom
verbind ons vanmôre aan ons binneste kamer. Aan die tyd wat ons saam met U spandeer, Here. Aan die tyd wat ons leer om U stem te hoor. En U beweging raak te sien. Op 'n manier staan ons vanmôre hier met 'n klomp dinge wat maak dat dat ons sukkel om by U rustig te raak. En ons kom lê dit vanmôre alles voor U voete. Hier is ek. Hier is ek met my sondesak en die stofklauw aan my kleed. Ek het ver gekom en die reis het my gebreek. Die verlore land van skuld en seer het my alleen gelos. En ek soek weer na my pa, se diepe stille kos. Hier is ek, gebroken. Hier is ek, verloren myself. Hier is ek, by die voete, want hier is lewe en genade vir 'n kind. Soveel keer het ek geval en my skouers neergeskaal, want ek bly nog nooit die las wat ek sal dra. Toch is dit hier wat na my toe aangeklop kom, en die jare van liefde en vergifnis om my hier is ek, gebroken. Hier is ek, verloren myself. Hier is ek, by die voete, Heer. Want hier is lewe en genade vir 'n kind. Vriende, die Here het van die begin af mense geroep om in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus ook mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan die disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, bevestig dit vandag. Diegene wat hy roep, is gawes aan die gemeente. Hulle taak is om die gemeente toe te rus vir hulle dienswerk en vir die opbou van die liggaam van Christus. So kan elke gelowige sy of haar funksie in die liggaam vervul. Klem is nooit op individue nie, op enkelinge nie, maar op die werk wat ons almal saam doen. Die Kerkraad het deur die aankondiging bekend gemaak wie tot ouderlinge en diakens verkies is, en aangesien ons geen beswaar kry het nie, aanvaar die Kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou voort om hierdie persone te bevestig as ouderlinge en as diaken. Die Here het elke gelowige as profeet, priester en koning gesalf met die doel om in die alledaagse lewe en ook binne die gemeente tot eer van God
en tot diens in sy koninkryk te leef. Om hierdie rede was daar nog altyd vir alle gelowiges geleentheid om met hulle gawes betrokke te wees in die gemeente. Deur julle verkiesing as kerkraadslede, dis nou die 3 wat ons vandag voorstel en sommer al die ander wat ook vanmôre saam met hulle hier is, gee God aan julle die geleentheid om julle liefde vir hom konkreet uit te leef. In die proses sal julle self nog verder geestelik groei en ervaar dat God julle talente versterk. Dit is my so mooi hierdie versie, hierdie sinnetjie. In die proses sal julle self nog verder geestelik groei en ervaar dat God julle talente versterk. Ek glimlag, nie glimlag nie, dit is my altyd so, partykeer so hartseer, dat ek het dit al gesê, as 'n mens met iemand praat, wat al hoog gevorder is in jare, en hulle sê nog, ek wens net ek kan weet wat God se wil vir my lewe is. Wat sê die sinnetjie wat ek nou gelees het? Doen net iets. Begin enigiets doen. En soos jy dit doen, sal die Here jou toerus en jou laat leer dat dit wat jy doen betekenis sal hê en dat jy meer en meer jou talente sal kan gebruik. Begin net. Doen net iets. Julle is verkies as amptdraers van die gemeente en moet dus op 'n baie besonderse manier leiding neem in hierdie gemeente. Dit is 'n groot verantwoordelikheid wat julle op julle neem. Uit die Bybel is dit duidelik dat die amptdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof wat in alle tye betroubaar is. Julle hele lewe moet hiervan getuig. Julle moet ywerig en voorbeeldig meewerk aan die uitbreiding van God se koninkryk. Julle moet ook bereid wees om voortdurend verder toegerus te word, sodat julle die werk waartoe julle geroep is na die beste van julle vermoë en tot eer van God kan doen. As gemeente beloof ons aan julle ons respek en samewerking. Ons onderneem ook om julle in die gebed aan die Here op te dra en sien met verwagting uit hoe God sy beloftes in julle lewe waarmaak. Kan ek vra dat die 3 persone wat ons nou gaan bevestig as kerkraadslede hier voor by my kom staan en dat die res van die kerkraad sommer ook vorentoe kom en so langs hulle kom staan asseblief. Vriende, ek gaan nou nie sê waar is elkeen nie, maar ek gaan sê ons bevestig vanmôre 2 ouderlinge, Kobus van Koller, hier voor my, hy is die ouderling nou in blok 1, en dan Jaco Skeepers langs hom, hy is die ouderling in blok 8, en dan bevestig ons vir Sadie Potgieter as die diaken in blok 2. Ek vra vanmôre die vraag wat elkeen van julle 3 nou hardop gaan antwoord en wat elkeen van die res van julle wat vanmôre hier voor staan stil in jou hart gaan antwoord opnuut weer, sodat die mense ook kan hoor wat is die bedoeling van julle harte. Antwoord nou opreg op die volgende vraag, sodat elkeen kan hoor dat julle bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou te vervul? En aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Wat is hardop julle antwoord, Sari? Kobus? Jaco? En ek aanvaar dat die res van ons wat vanmôre hier voor staan ook saam sê ja. Gee ag op mekaar. Dit sê ek nou vanmôre vir almal van julle wat hier voor staan. Gee ag op mekaar en sien ook om na die lewe en belydenis van my as bedienaar van die woord. Neem saam verantwoordelikheid vir hierdie gemeente. En gemeente,
Ontvang hierdie kerkraadslede as gestuurdes van die Here. Bid vir hulle. Werk saam met hulle, sodat God se koninkryk sal kom. Sy wil sal geskied en sy naam verheerlik sal word. Hemelse Vader, ons wil vanmôre vir U kom dankie sê dat U mense gee en toerus met gawes en talente, sodat U hulle kan gebruik in die wêreld waarin ons leef, in die koninkryk waarvan ons deel is, en in die gemeente waarvan U vir ons deel gemaak het. Ek wil vanmôre kom bid vir elkeen van hierdie kerkraadslede wat hier voor staan. Ek wil kom bid, Here, dat U hulle in hulle huise in die hand sal vashou, dat U vir hulle geestelik sal sorg, dat hulle in 'n kosbare, intieme verhouding met U sal lewe, dat hulle sal leer hoe U stem klink in hulle binneste kamer, maar dat hulle daar sal opstaan en uitloop uit hulle huise uit, en sal weet dat hulle dag vir dag saam met U kan lewe, in U teenwoordigheid voor U aangesig. Ons kom bid vir ons gemeente, ons kom bid, Here, dat U vir elkeen van ons, al is ons nie ouderlinge en diakens nie, ons kom erken dat U vir elkeen van ons gawes en talente gegee het, waardeur U ook vir ons wil gebruik. Ons kom bid dat U ons sal toerus, dag vir dag, en ons bereid sal maak om te lewe soos U wil. In Jesus se naam. Amen. Vriende, die kerkraad gaan omdraai en na julle kyk, en dan sing ons as gemeente. Julle kan opstaan en dan sommer bly staan. Asseblief, ons sing dan as gemeente saam soos lig wat skyn. Geliefdes, kom ons gaan leef as mense wat in ons binneste kamers leer om die Here se stem te hoor, sy aangesig te erken
en deur hom toegerus te word. Sodat ons waar ons ook al is en waarmee ons ook al besig is, bewus sal wees van wat hy besig is om te doen en wat hy vir elkeen van ons beteken. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by u. Amen.